Jeremia hoofstuk 23. Die Here sê, dit sal sleg gaan met die leiers, die herders van my volk. Hulle het my mense wat hulle moes versorg uitmekaar laat spat en laat afdwaal. Omdat dit so is, sê die Here, die God van Israel, vir hierdie leiers. Julle het my mense so skaap uitmekaar laat spat. Julle was veronderstel om na hulle om te sien, maar julle het hulle weggedryf. Daarom sal ek julle straf vir al die kwaad wat julle gedoen het. Daar is van my mense wat oorleef het in die lande waarin ek hulle verdryf het. Ek sal hulle almal mekaar maak en hulle na hulle eie lande toe terugbring. Hulle sal baie kinders hê en weer groei in getalle. Dan sal ek nuwe leiers voorsien wat na hulle sal omsien. Hulle hoef nooit weer bang of verskrik te wees nie. Nie een van hulle sal verlore raak nie, sê die Here. Die Here sê verder, daar sal 'n tyd kom wanneer ek weer 'n wettige afstammeling uit Dawid se familie koning sal maak. Hy sal 'n verstandige koning wees. Hy sal sorg dat reg geskied en almal in die land regverdig behandeling ontvang. Sy naam sal wees, die Here is ons geregtigheid. Terwyl hy regeer, sal Juda vrykom van al hulle vyande en Israel sal veilig leef. Die Here sê verder, mense lê gewoonlik 'n eed af en sê, so waar as die Here wat die mense van Israel uit Egipte bevry het, leef. Maar 'n tyd kom dat dit nie meer sal gebeur nie. In plaas daarvan sal hulle sê, so waar as wat die Here lewe wat die mense van Israel na hulle eie land toe teruggebring het uit die land in die noorde en al die lande waar hulle in ballingskap was. Dan sal hulle weer in hulle eie land lewe. My hart is stikken oor al die vals profete en ek bewe so groot as wat ek is. Ek slinger rond soos 'n mens wat dronk is van te veel wyn oor die heilige woorde van die Here. Die land is vol ontroue mense, daar is 'n vloek op die land, sodat die land in rou gedompel is en die weiding verdroog. Want die profete tree boos op en misbruik hulle mag. Die priesters is net so goddeloos soos die profete. Ek het gesien wat hulle selfs in my tempel aanvang, sê die Here. Daarom sal hulle lewenspaaie glad en donker wees. Hulle sal verjaag word op donker en verraderlike paaie, waarop hulle sal val. Ek sal ellende oor hulle bring in die jaar van my straf. Ek, die Here, het dit gesê. Ek het gesien dat die profete van Samaria walglike ding doen. Hulle profeteer wat Baal sê. So lei hulle my volk Israel op 'n dwaalpad. Maar nou sien ek dat die profete van Jerusalem nog erger dinge doen. Hulle is ontrou en leef vals. Mense wat verkeerd doen, moedig hulle aan om daarmee aan te hou. 'n Mens sou eerder verwag dat hulle mense sou aanmoedig om op te hou om verkeerd te doen. Hulle is niks beter as die mense van Sodom en Gomorra nie. Daarom sê die Here, die Almagtige, oor die profete, ek sal hulle bitterheid gee om te eet en gif om te drink. Want dit is die profete van Jerusalem se skuld dat al die mense van die land so afvallig leef. Die Here die Almagtige sê, moenie luister na hierdie profete nie. Hulle boodskappe skep vals hoop by julle. Die visioene wat hulle oordra kom nie van die Here af nie, dit kom van hulle self af. Hulle hou aan om vir die mense wat my woord verag te sê, die Here sê julle sal vrede hê. Vir die hardkoppiges wat net doen wat hulle wil, sê hulle, niks slegs sal met julle gebeur nie. Wie van hulle was al in die vergadering van die Here dat hulle gesien het wat hy gedoen of gehoor het wat hy sê? Was daar enigeen van hulle wat regtig wou luister? Kyk, die woede van die Here bars los soos 'n storm. Dit is soos 'n warrelwind wat ronddraai om die koppe van die kwaaddoeners. Die Here se woede sal nie afkoel totdat hy sy doel bereik het nie. Julle sal binnekort alles verstaan wat aan die gang is. Ek het nie hierdie profete gestuur nie, tog is dit wat hulle voorgee. Ek het nie vir hulle boodskappe gegee nie, tog profeteer hulle. As hulle na my geluister het, sou hulle my boodskap gehoor het om oor te dra. En my volk sou opgehou het om al die verkeerde dinge te doen waarmee hulle besig is. Is ek miskien nog God wat net op een plek is? Vra die Here. Dink hulle ek sien nie wat hulle doen nie? Dink enigiemand hulle kan vir my wegkruip en ek sal hulle nie sien nie? As ek nie oral in die hemel en op die aarde nie, vra die Here. Ek het gehoor wat die profete sê.
ek het gedroom. Dan profeteer hulle leuns en sê, ek het vir hulle die boodskap gegee. Hoe lank nog sal profete voortgaan om mense te bedrieg? Die onwaarhede wat hulle kwyt raak, het hulle self uitgedink. Hierdie mense vertel van mekaar van hulle drome. So probeer hulle om my mense van my te laat vergeet. Hulle voorouers het my destyds net so vergeet toe hulle Baal begin aanbid het. Laat hierdie profete hulle drome verander vertel, maar die wat my boodskap ontvang het, moet my woord eerlik oordra. Daar is 'n verskil tussen kaf en koring, sê die Here. As my woorde nie soos 'n vuur wat brand nie, is dit nie soos 'n hamer wat 'n stuk rots aan stukke laat spat nie, vra die Here. Daarom sê die Here, ek is teen hierdie profete wat my boodskappe bymekaar steel. Ek is gekant teen hierdie gladde bek profete wat sê, hierdie profesie kom van die Here self af. Ek is gekant teen hierdie profete wie se drome niks anders is as hulle verbeelding nie. Dit is 'n spul leuns wat my mense laat afdwaal. Ek het hulle nie gestuur of aan hulle 'n opdrag gegee nie. Wat hulle sê, hou geen voordeel vir my mense in nie, sê die Here. Die Here het vir my gesê, as iemand van hierdie volk of een van die profete of van die priesters vir jou sou vra, wat is die boodskap waarmee die Here jou belas het, moet jy antwoord, julle is die las waarmee hy my opsaal. Hy wil niks meer met julle te doen hê nie, sê die Here. As enige profeet, priester of enig iemand anders sê, ek het 'n ernstige boodskap van die Here vir julle, sal ek daardie persoon en sy hele gesin straf. Hou liewer aan om vir mekaar te vra, wat het die Here geantwoord, of wat het hy gesê? Moenie langer sê 'n ernstige boodskap van die Here nie. Julle gebruik dit om gesag aan julle eie idees te gee. Wat julle eintlik doen is om die boodskap van ons God die Here, die Almagtige, te verdraai. Vra vir die profete die volgende vraag. Wat het die Here julle geantwoord? Of, wat sê die Here? Maar sê nou hulle antwoord, die Here het hierdie boodskap vir ons gegee, moet jy sê, die Here sê julle bly sê, die boodskap kom van die Here af, selfs al het ek julle gewaarsku om dit nie te doen nie. Omdat julle dit doen, sal ek heeltemal van julle vergeet. Ek sal my glad nie meer aan julle steur nie. Dit geld ook hierdie stad wat ek vir julle en julle voorouers gegee het. Ek maak dat mense julle sal spot. Julle sal in die skande kom en niemand sal dit ooit vergeet nie.